Goeiemôre en baie welkom by die NG Gemeente Montana. Mag jy ook volgende die Here se seën ervaar as jy hier saam met ons is. Kom ons word stil voor die Here. Jy is vanoggend hartlik welkom. Wie jy ook al is, waar jy ook al vandaan kom, wat ook al jou geskiedenis mag wees, wat jy mag dink jou diskwalifiseer, Christus omarm jou en in Christus omarm ons mekaar. Daarom moet jy weet, die Here, jou God, is by jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede oor jou. Hy jubel en hy juig oor jou. Mag jy vanmôre die seën van die Here ervaar. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur julle kennis van God en van Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here onse God, dankie dat ons vanmôre hier saam kan wees op hierdie besonderse manier in hierdie erediens. Mag U ook vir ons vanoggend laat onthou wie U is, wat U van ons verwag en hoe ons geloof in ons lewens na vore mag en moet kom. Seën ons Here met U teenwoordigheid waar ons ook al is, veral agter skerms. En seën ons daarin dat ons weet dat U altyd by ons is en dat ons uit U moet leef. Ons bid dit in U naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Volgens het tema is lewe vanuit jou geloof. En die teks vanmôre kom uit Jakobus 2 vers 14 tot 17 en ek lees dit graag vir u. Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan, gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Ons leef in 'n wêreld waar baie mense hulle self as gelowiges beskryf. Ons dra dalk 'n kruisie om ons nek, het 'n Bybel op die koffietafel, ons woon gereeld die eredienste by en ons bid gereeld. Maar die vraag wat Jakobus vra, sny baie dieper as dit. Hy vra eintlik, hoe lyk jou geloof op 'n maandag? Dis eintlik baie maklik om oor geloof te praat en dis baie moeilik om daaruit te leef. Die Christelike geloof is nie maar net iets wat ons bely nie, dit is iets wat ons moet beleef. Dis nie 'n bestemming nie, maar eintlik 'n leefwyse. En dit begin by vertroue. Ware geloof begin glad nie by prestasie nie. Dit begin wanneer ons besef dat ons werklik heeltemal afhanklik van God is. En die Bybel leer ons dat ons slegs uit genade gered word deur geloof. Ons verdien dit nie. Ons kan dit nie koop nie. Ons werk dit nie uit nie. Ons ontvang dit. En soos 'n pa loop en 'n kind kom en sy hand vat, en dan ons as kinders so saam met ons pa sou loop, want ons weet hy lei ons veilig, so vertrou ons ook vir Christus. En hierdie vertroue verander ons identiteit. Ons leef nie om Christus se liefde te verdien nie, ons leef omdat ons reeds geliefd is. In Efesiërs 2 vers 8 tot 10 lees ons is deur genade gered. Vers 10 sê, in Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons is nie deur ons goeie dade gered nie, maar ons word vir goeie dade gered. Want geloof moet jou denke verander, die manier hoe jy dink, die manier hoe jy optree, die manier hoe jy is. Wanneer Jesus jou lewe verander, verander hy eintlik jou manier van dink. Die wêreld vra, wat kry ek daaruit? Jesus vra, hoe kan jy dien? Die wêreld sê, neem. Jesus sê, gee. Die wêreld sê, wreek jouself. Jesus sê, vergewe. Die wêreld sê, jy is nommer 1. Jesus sê, wie die grootste wil wees, moet die dienaar wees.
Lewe vanuit geloof beteken dat Christus jou denke eintlik hervorm. Romeine 12 vers 2 sê, maar laat God julle vernuwe deur julle denke te vernuwe. Dan is jou besluite by die werk anders. Jou huwelik lyk anders. Jou finansies word anders bestuur. Wat van jou kinders en die manier hoe jy met hulle praat en waaroor jy met hulle praat en hoe jy jou tyd spandeer. Alles word beïnvloed deur ons geloof. En dit word sigbaar in liefde. Jakobus gebruik eintlik 'n baie praktiese voorbeeld. Hy sê, as iemand honger het, kan jy nie net sê, God seën jou nie, maar jy gee niks nie. Dis mooi woorde sonder liefde. Jesus sê in Johannes 13 vir ons, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Liefde is die sigbare bewys van ons geloof. Nie perfekte mense nie, maar mense wat leer hoe om lief te hê. Ons liefde wys in geduld, vriendelikheid, gasvryheid, vergifnis, barmhartigheid, diensbaarheid. Mense sien dalk nie altyd jou gebede nie, maar hulle sien hoe jy mense behandel. En dan word geloof iets wat jy in gehoorsaamheid doen. Dit maak jou gehoorsaam. Jakobus verwys later in die volgende gedeelte na Abraham. Abraham het nie net geglo nie, hy het gehoorsaam. Hy het gegaan toe God hom roep. Hy het gewag toe God stil was. Hy het vertrou toe hy niks verstaan het nie. Geloof is dikwels gehoorsaamheid voordat jy antwoorde het. Noag bou 'n ark nog voor dit begin reën. Petrus klim uit die boot uit voordat hy weet hoe ver hy gaan loop. Maria sê, laat met my gebeur volgens u woord. Lewe vanuit geloof beteken ek gehoorsaam God, selfs wanneer ek nie alles verstaan nie. Maar geloof, of lewe vanuit geloof, beteken nie dat ons probleme verdwyn nie. Dit beteken ook nie dat ons alleen daardeur sal gaan nie. Ons geloof berus ook nie op ons omstandighede nie. Dit rus op God se karakter. Wanneer die storms kom, dan hou ons vas aan Christus. Wanneer ons verlies beleef, hou ons vas aan Christus. Wanneer ons onseker is, hou ons vas aan Christus. Die wêreld lewe vanuit wat hulle sien. Die gelowige leef vanuit wie hy ken. En dan is geloof so deel van jou lewe dat dit jy is. Sondag is belangrik, maar Maandag wys of ons geloof werklik leef. By die werk, by die skool, in die verkeer, by die huis, op sosiale media, by die winkel, by die sportveld. Ons geloof is nie Sondagklere uitrusting nie. Dis 'n nuwe mens wat God in ons gevorm het. Ons vra nie, wat sal die mense dink nie. Ons vra eerder, hoe kan ek Christus vandag verheerlik? Daar is 'n groot verskil tussen om in Christus te glo en om vanuit Christus te leef. Die eerste bring redding, die tweede bring getuienis. Die wêreld lees dikwels nie meer die Bybel nie, maar hulle lees gelowiges, mag hulle dan in ons genade sien, liefde ervaar, integriteit ontmoet en Jesus ontdek. Wanneer ons vanuit ons geloof leef, word ons lewe 'n preek wat mense elke dag kan hoor. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nie net geroep het om in U te glo nie, maar om uit daardie geloof te leef. Help ons om nie net luisteraars van U woord te wees nie, maar doeners daarvan. Vorm U ons denke, verander ons harte en maak ons hande gewillig om U te dien. Laat ons geloof sigbaar word in ons liefde, ons gehoorsaamheid en ons hoop.
Gebruik ons lewens sodat ander U deur ons kan ontmoet. Ons bid dit in U heilige naam. Amen. Ontvang die seën van die Here. Die Here seën jou en hy behoed jou. Hy beskerm jou in gevaar en hy wees vir jou 'n toevlug in benoudheid. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en hy wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou. Hy gee jou hoop en hy vertroos jou en hy gee aan jou sy vrede. Amen. Laat almal weet dat Jesus waarlik liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Ons kan so gou vergeet dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee, die wêreld in sy hande hou. Soms vergeet ons weer dat ons 'n ander van ons God moet leer, sy wonderliefde wat geen grense ken en harte vir hom wen. Laat almal weet dat Jesus waarlik liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Laat almal weet dat Jesus waarlik liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Ons kan so gou vergeet dat daar 'n God is wat van alles weet, wat almal elke dag van liefde leer, sy vrede gee,